So gewoonlik die eerste nagmaal Sondag of die eerste Sondag van elke maand fokus ons op dissipline. Vanoggend breek ek die roetine. Bloot vir die rede dat ons so naby is aan klaar met Romeine. Vandag maak ons klaar met Romeine 16. En so ek kon dit nou nog gelos het vir volgende week toe, maar op hierdie stadium het ons vir die maand van Augustus 'n ander fokus voordat ons begin met die volgende boek. En dan, so ek wil vandag graag klaarmaak. So kan ek jou vra om jou Bybel oop te maak by Romeine 16. Romeine 16. Ons maak vandag klaar. Dit het ons amper 2 jaar gevat om deur Romeine te gaan. So dit is vir ons 'n absolute voorreg. Romeine is 'n incredible boek. En ek dink hy het soveel waarhede vir ons vasgemaak. Ek wil begin deur vir jou 2 groot woorde weer te wys. Ek het dit al vir jou gewys, maar ek wil dit net weer vir jou doen. Die eerste ene wat, en ek sit vir jou op die skerm, die eerste een is sy naam is ortodoksie. Is 2 Griekse woorde. Orto beteken regheid of om iets reg te doen, en dan die tweede woord is doksie, beteken jou geloof of om te glo. So as jy ortodoksie gaan vertaal, beteken iemand wat reg glo. Nou dis belangrik vir my en vir jou om reg te glo. Ek en jy glo reg oor God die oomblik wanneer ons Bybel bestudeer. Nie net lees elke nou en dan casually nie net dit hanteer soos dit jy dit lus voel nie net een keer elke Sondag ietsie hoor daarvan nie. Die oomblik hoe meer ek en jy die woord bestudeer, hoe meer vorm dit dat ons reg begin glo. So dis gesprekke wat ons het, dis die dissiplines wat ons gaan hê, die 15 dissiplines van disippelskap. Hoe meer ons in hierdie goeters onsself inweef, hoe meer ons die woord bestudeer, hoe meer beleef ons wie God is, en hoe meer ons God beleef, glo ons reg. Dit vorm ons geloof. So ortodoksie, dit beteken dit om reg te glo. Tweede woord is ortopraksie. Orto weer regheid of reg, en dan praksie is om iets prakties te doen. Dis 'n uitleef daarvan. So as ek reg glo, kan ek reg optree. Dit beteken hoe meer ek tyd spandeer in die woord, hoe meer die woord my lewe begin verander, hoe meer sal ek begin leef volgens die beginsels van die woord. Hoe meer gaan my lewe in lyn wees met wat God wil hê my lewe moet wees. So met ander woorde, iemand wat nie tyd spandeer in die woord nie, iemand wat nie toelaat dat die woord ons transformeer nie, kan nie reg leef nie, want hy glo nie reg nie. En dit is belangrik dat as ek en jy vir ons hierdie beginsels verstaan, en dis wat Paulus vir ons gedoen het, die eerste 8 hoofstukke van Romeine 8, het hy vir ons geleer hoe om te glo. En dan het hy gesê, maar hoe lyk hierdie as ons hierdie uitleef vanaf hoofstuk 12? Hoe gaan hierdie goeters begin in ons lewens uitspoel? Is ortodoksie, is glo reg, sodat jy reg kan lewe. Nou dit is my 'n absolute voorreg gewees om in hierdie 2 jaar 'n studie te doen deur Romeine. En elke keer wanneer ek 'n boek aanpak, dan glo ek dat ek net soveel groei soos wat van julle groei. Vir my is dit ook partykeer baie nuwe inligting, en ek geniet dit. Ek geniet dit regtig baie. En daar's verskriklik baie bronne wat ek gebruik om dit te doen. So ek vat byvoorbeeld party boeke koop ek boeke wat 'n mens deurwerk, en dis grootendeels die inligting wat 'n mens verorber van ander mense en hoe hulle die goeters mee sien en worstel en goeters. Ek het ook 'n subscription by Logos wat soos 'n biblioteek is van boeke. Daar's so vrek baie boeke, ek het nie 'n klou of waar om altyd te begin nie, maar is ongelooflike goeie bronne. Ek kyk verskriklik baie preke. So vir wat ander mense sê oor dieselfde topics oor en oor en oor 'n klomp verskillende ouens se opinies. So ek geniet dit om die inligting bymekaar te kry. En dit is vir my lekker. Ek gebruik 'n Griekse interlineêre Bybel wat basies vir jou die Griekse woorde vat saam met 'n woordeboek om af te breek wat sien jy, wat beleef jy. En so daar's 'n klomp verskillende tools wat ek gebruik om 'n Bybelstudie soos hierdie aan jou te gee. En so ek gee nie vir jou iets voor wat ek self uitgedink het nie. Hoor mooi, ek's nie slim genoeg vir dit nie. Meeste van die inligting wat ek vir jou gee, is ek word deur die mense gedra wat vir baie honderde en duisende jare worstel deur hierdie goeters. Hulle inligting neergesit het en vir die volgende ou gegee het, en die volgende ou worstel hiermee en hy gee dit voor. En so ek wil nooit op 'n punt kom wat ek mense laat voorgee dat ek so slim is
dat ek net boeke net uithaal en net praat oor want ek het al hierdie inligting nie. Ek ry op die rug van 'n klomp mense wat baie meer wysheid het in die woord as ek. En dis vir my lekker om dit te kan doen en weer vir jou te kan gee en ek hoop jy deel hierdie met ander mense. Want dis hoe die woord deel van ortodoksie word, deel van my geloof word sodat ek hierdie weer kan uitdeel met ander mense. En so vandag is seker een van die beste en tool wat ek seker die laaste ek gebruik hom soos die cherry on top. Wat ek baie keer gebruik en dis ChatGPT. So wie van julle het al chat gebruik? Net gou vinnig hande op. Daar sê hy. Nou ek sê nie vir hom werk vir my 'n preek uit nie, net vir wat dit werd is. Daar's baie mense, ag jy kan hom vra, hy het nou 'n baie cool voice ding, so ek kan dit net vir hom vra om te preek en dan sit ons hom op en dan sê hy vir jou die hele preek. Maar dis nie wat gebeur nie. Gewoonlik al my studie vind plaas voor die tyd en dan as ek 'n finaal aan die einde net 'n paar goedjies optaai, dan vra ek hom baie keer sekere vrae. En ek wil hê jy moet chat gebruik om dit te kan doen. Maar dit is belangrik dat wanneer jy chat gebruik vir 'n Bybelstudie, vir baie mense weet dat chat val onder 'n AI wat artificial intelligence is. My persoonlike opinie, hy is nog te dom om 'n regte AI te wees. Hy dink nog nie vreeslik amazing nie. Jy moet vir hom riglyne gee hoe om te dink. En so as jy nou vir chat gaan vra, gee vir my 'n Bybelstudie oor Romeine 16, dan gaan hy 10-10-1 vir jou Rooms-Katoliek of Griekse Orthodox of ergens te gaan haal hy inligting en hy prop dit net voor en jy dink, "Yes, this amazing. Ek like hierdie." En dan is dit eintlik nogal so geworp in die manier hoe jy die studie gaan doen. En so ek wil vir jou dit makliker maak om dit te kan doen. En so ek het vir jou na al die tyd wat ek al spandeer het op hom, dat ek glo my, as AI eendag besluit, hulle gaan vengeance op mense uithaal, begin hulle deur my dood te maak heel eerste. So ek en chat is nie altyd maatjies nie, ek trap hom konstant vas, hy maak heeltyd foute en dan skel ek hom uit en sê, hou nou op jou useless stuk blik. En so ek is seker dat die dag wanneer AI besluit om 'n oorlog te gaan voer, begin hy by my. So jy is nog veilig. Maar op grond daarvan het ek nou al baie ondervinding al deur watse vrae om te vra om vir jou 'n goeie Bybelstudie te ontleed. En so ek het vir jou 'n prompt opgestel wat jy kan insit vir chat. Nou ek gaan dit vir jou gee en ek gaan vir jou 'n QR-code gee op die skerm wat jy kan, dit gaan jou vat na 'n dokument toe. Die prompt is 5 blaaie lank. So moenie net dit gaan tik nie. Dis vir 5 blaaie lank al die inligting wat hy nodig het. Dat as jy vir hom 'n vraagie vra, dat hy vir jou 'n akkurate vraag of 'n antwoord gaan gee. Binne in die prompt sal jy sien hy gaan vir jou begin met 4 vrae. En ek sit dit vir jou op, laat jy net weet wat dit gaan wees. So die eerste ene is ek sê, I want a serious, detailed biblical study of the following passage, person, doctrine or topic. En dan gaan jy insit, wat is jou stuk wat jy wil hê, of wat is die persoon wat jy wil hê hy moet mee begin. So jy kan vir hom sê, Romeine 16 vers 1 tot 5. Of jy kan sê oor Moses, of jy kan wat ook al jou studie wat jy wil insit, gaan jy intik in die prompt daarso. Jy sal sien binne in die actual dokument is dit rooi gehighlight. Die volgende vraag wat jy gaan moet beantwoord, ek sit hom vir julle op, my specific question, interpretation or claim that must be investigated is, ek verstaan hierdie ding nie, of verduidelik vir my meer, of ek glo dat hierdie vers beteken die volgende, wat dink jy? So jy gaan vir hom jou vraag insit, of jou stelling maak wat jy daarin gaan sit. Dan die volgende ding wat ek vir jou gaan sê, is jy gaan nou vir hom sê, hoe diep moet hy sy studie doen? Nou jy kan vir hom sê, ek soek 'n brief studie, so hy's 'n baie vlugtelike, vinnige ene, kort info, dis wat jy vir hom daar gaan gee, of standaard, net 'n gewone oorsig, of 'n extensive, 'n in-diepte studie. Ek dink ek het met een van hulle vir hom 'n in-diepte studie gevra, hy het vir 5 minute gedink, 320 websites deurgegaan, en vir my 'n 8000 woord opstel geskryf, so 30 blaaie lank. So dis wat hy kan doen, en dit is wat hy gee vir jou oor 'n paar verse, en 'n mens hou daarvan. En dan, die volgende ding is dan, in watse taal moet hy vir jou antwoord?
En ek sê basiese Engels of basiese Afrikaans, as hy teologies vir jou antwoord, gaan jy nie idee weet wat hy bedoel nie. En so jy kan vir hom sê, jy is dalk, ek persoonlik verkies Engels, ek lees makliker in Engels, ek verstaan beter in Engels, so ek verkies Engels. Jy kan dalk Afrikaans wil hê en jy kan vir hom sê, gee vir my die antwoord in Afrikaans. En as jy hierdie 4 vrae vir hom gaan beantwoord, dan sal jy sien, ek gee vir jou die QR code en dit is basies die 5 bladsye se prompt wat jy copy and paste. Jy antwoord daai 4 vrae in die begin en dan gaan jy vir hom dit net stuur en hy gaan vir jou 'n antwoord wat 'n goeie oorsig gaan wees, wat relatief akkuraat gaan wees. Nou hierdie gaan ek na die tyd weer opsit, so die ouens wat agter sit en sukkel om so ver te scan, ek gaan dit weer vir julle opsit aan die einde, maar ek glo dat wanneer jy chat reg gebruik, kan hy vir jou goeie inligting gee. En daai 5 blaaie se prompt gaan vir hom 'n goeie riglyn gee, baie in lyn met wat ons bespreek op 'n Sondag. So dis net vir jou 'n goeie tool om te kan gebruik tydens Bybelstudie, want ek glo dis die ding. Ek glo nie dat ek alleen die bron van inligting vir jou moet wees nie. Hoor mooi, ek wat Jean is, kan nie die enigste persoon wees wat op 'n Sondag jou gedagtes vorm oor die woord nie. Dit het nodig dat ons in gesprekke kom met mense, dis nodig dat ons studeer en die doel van kerk is ver meer as inligting. 'n Sondag, wanneer jy kom op 'n Sondag, is dit nie om inligting te hoor nie. Daar moet 'n koinonia wees, die gemeenskap van gelowiges. Dis die Griekse woord koinonia. 'n Gemeenskap van gelowiges wat eintlik inhak by mekaar. En ons moet hard werk om hierdie ding te vorm, want baie van ons is individualisties. Jy kom en jy gaan en ons het nodig om hierdie roetine te breek. Ons het nodig om te kom en die teenwoordigheid van die Here te beleef. Dis waarvoor kerk is. Ver meer as net inligting. Ek gaan vir jou inligting gee en inligting kan dood wees. Die rede hoekom ek chat gebruik as die cherry, beteken dit ek kyk ander kerke en ander belewennisse en ander ouens en jy sien hoe worstel hulle met tekste. En dis wat ek doen is, wanneer ek 'n studie doen, dan worstel ek met die teks en ek vra myself die vrae en ek leer self en ek worstel vir 'n week lank sodat ek dit vir jou kan gee. Dis die doel wanneer jy 'n persoon het wat hierdie vir jou gee, eerder as 'n masjien wat vir jou inligting uitspoeg. Maar inligting is goed. En so dis vir ons hoekom ons daarmee doen. So ons eindig Romeine af en ek sê vir jou dat hierdie was my 'n incredible journey gewees om Romeine te kon doen. En ek is opgewonde oor die volgende boek wat ons begin en ons sal later julle vertel van die volgende boek wat ons gaan aanpak. Maar die blote feit is net ons groei deur om meer te studeer, reg te glo sodat ons reg kan leef. Dis die hart. Dis hoekom ons vers vir vers vir vers deur Johannes gegaan het, deur Hebreërs gegaan het, deur Openbaring gegaan het, deur Galasiërs gegaan het, deur Romeine gegaan het. Dis ons hart, vers vir vers. Glo ons reg, doen ons reg. Dis wat ons hart is. En so as ons begin met Romeine, dan begin hy vir ons natuurlik, en Romeine 16 se primêre fokus is groete vir sproete. En so dis wat hy doen is, hy stuur groete. Nou daar's 35 mense wat hy noem binne in Romeine 16. Nou van hulle is mense in Rome aan wie hy die brief skryf. Van hulle hoor dat Paulus skryf die brief en hy sê, en hierdie ou wat hier saam met my is, skryf ook en hy stuur ook groete vir julle. En so as jy nou gaan lees en jy gaan sit nou Romeine 16 in en jy sit hom in by chat en jy vra vir hom, gee vir my al hierdie mense se name en wat weet ek nie van hierdie mense nie, dan gaan jy 'n paar baie interessante goeters beleef. Onder andere, hy begin vir ons Romeine 16 met 'n vrou met die naam Phoebe. Nou, hy gee nie baie inligting oor Phoebe nie, maar die blote feit is ons weet, sy is 'n diakonos, beteken diaken, beteken sy's 'n dienskneg, sy's 'n medewerker in die geloof saam met Paulus. En sy was 10-10-1 die een gewees wat die brief gevat het van Paulus af tot in Rome in. En dit was nie net iemand wat die pos gaan aflewer nie, maar sy was bemagtig gewees om die brief te kon lees vir die mense, om vrae te kon beantwoord oor die brief en oor Paulus, en so sy word gewoonlik gestuur. Die persoon wat so 'n brief gevat het, was gewoonlik gestuur gewees met genoeg autoriteit om te kan vrae beantwoord. En dis Phoebe, jy kry dit as jy nou begin navorsing doen oor dit. Jy sien dit ook dat in, ek dink die tweede persone is Priska en Aquila waarvan hy praat.
Handelinge noem Priska op 'n ander naam en is Priscilla en Aquila. Dis mense wat saam met Paulus begin het in Korinte en hulle het 'n lang pad gestap saam met die Here. En so jy beleef hierdie goeders. Jy sien ook daar is 'n ou wat deel van die heel eerste gelowiges is wat in Asië is, wat daar so genoem word. Jy sien ook een van die ouens wat genoem word is die ou Tertius. Tertius is die skrywer van hierdie brief. Meeste van Paulus se briewe skryf hy nie self met sy eie hand nie. Hy het iemand wat dit skryf vir hom. En Tertius word dan geskryf as deel van hierdie 35 name. So jy kan nou tyd gaan vat en jy kan 'n studie gaan doen oor al hierdie mense en jy gaan 'n paar baie interessante name kry. Paar ouens wat bietjie worstel met hierdie name en wie hulle was. En party ouens wat net daar is net want hulle was amazing genoeg geweest om 2000 jaar later nog steeds 'n plek in ons Bybel te kan hê. Jy beleef iets van uit die 35 mense uit was 'n derde van hulle geskryf aan vroue of van vroue. Wat beteken Paulus was nie net hierdie patriargiese ou gewees wat nie vroue deel gehad het van sy bediening nie. Hierdie ou het 'n verstaan gehad van ons is een liggaam. En so jy kry al hierdie verskillende goeders en dis nie die fokus vanoggend se studie nie. Jy kan daai gaan doen in jou eie tyd. Ek glo chat kan vir jou daai inligting gee. Dit is baie interessant. Maar vandag wil ek met jou praat oor 3 dele wat uitkom in Romeine 16. 3 goeders wat vir my belangrik is in Romeine 16 wat ons gaan aan aandag gee. En dit begin vir my in vers 17. So Romeine 16 vers 17 en ek lees hom tot en met vers 19 toe. Ek doen 'n beroep op julle broers om mense in die oog te hou wat verdeeldheid en struikelblokke veroorsaak in stryd met die leer waarin julle onderrig is. Bly weg van hulle af, want hierdie soort mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie maag. Met streelende woorde en vlei taal mislei hulle die harte van naïewe mense. Julle gehoorsaamheid is aan almal bekend en daarom is ek bly oor julle en ek wil hê dat julle wys sal wees ten opsigte van die goeie en onskuldig ten opsigte van die kwaad. So hy begin vir ons met hierdie gedeelte en hy praat van hy sê vir ons hierso ek doen 'n beroep op julle broers en susters om mense in die oog te hou wat verdeeldheid en struikelblokke veroorsaak. Nou binne in die konteks van wat hy hierso skryf, mense wat verdeeldheid bring, is gewoonlik mense wat kom en dwaallering versprei onder die mense. Nou jy sien Galasiërs was geskryf gebaseer op hierdie tipe ding. Dis mense wat inkom en hulle verdraai die hele evangelie, hulle verdraai die boodskap van Jesus. Dis waar dit gaan. Maar jy moet verstaan meer as net die konteks. Daar is iets wat jy moet verstaan, dat God haat verdeeldheid. God haat verdeeldheid, of mense wat verdeeldheid bring. Dis verskriklik as 'n mens beleef hoe ernstig die Here hierdie goeters hanteer. En ek lees vir jou Spreuke 6. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hy sê daar is 6 dinge wat die Here haat. Nee, eintlik 7 dinge wat hy verafskuw het. Oë vol hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanhardloop en 'n vals getuie wat leuns verkoop en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers. Iemand wat rusie veroorsaak tussen broers. Dis wanneer iemand verdeeldheid bring. Iemand wat verdeeldheid bring rusie tussen broers. En God haat dit. Hy haat dit. Dit is die oorspronklike ding wat gemaak het dat Satan in sy rebellie uit die hemel uitgegooi was. Is hy het verdeeldheid gebring. Hy was verdeeldheid gebring tussen die engele en dies wat weggeskeer het saam met hom wat demone is. Dis verdeeldheid. God haat verdeeldheid. Jy sien op 'n stadium is daar 'n ou met die naam Korag en hy staan op teen Moses. En hy sê vir Moses, maar Moses, die Here praat nie net met jou nie. Jy kan nie die enigste leier wees nie. Hoe durf jy hierdie tipe goeders? En dan reageer die Here deur die aarde oop te skeer en hom en sy hele familie in die aarde in te sluk. God haat verdeeldheid. Jy sien dit met Absalom. Absalom was die ou gewees wat teen Dawid opgestel het. Sy eie seun wat verdeeldheid gebring het teenoor sy pa wat Dawid is die koning. En dan sien jy dat Dawid se manne gaan uit om vir Absalom dood te gaan maak oor dit.
God haat verdeeldheid. En hier kom Paulus en hy skryf vir ons oor verdeeldheid en dat ons moet waaksaam wees teen verdeeldheid. Nou, kom ons gesels net gou-gou vinnig oor verdeeldheid. Nou as ons praat oor verdeeldheid, dan sê ek daar's 3 persone of 3 partye wat beïnvloed word deur verdeeldheid. So die Engelse woord is division, om divisie te bring, om skeiding te bring, om rusie te bring tussen mense. Nou die 3 partye, en nou jy gaan sien die nommers gaan bietjie rondspring en dis doelbewus. Die eerste persoon wat beïnvloed gewoonlik word, is die slagoffer. So jy het altyd 'n slagoffer in die hele situasie. Dan spring ek na nommer 3 toe. Nommer 3 is die vyand. So daar is altyd 'n vyand en daar is altyd 'n slagoffer en dan in die middel is altyd ingeweef die vriend, nommer 2. So jy het nou altyd in die konsep van hierdie verdeeldheid, het jy 'n slagoffer, jy het 'n vriend en jy het 'n vyand. Nou vanoggend praat ek met die vriende. Ek praat met die vriende. Ek praat nie met die slagoffers nie. Ek praat nie met die vyande nie. Ek praat met vriende. Ek praat met jou wat hierso sit, wat 'n vriend is in hierdie situasie. Nou hoor gou wat gebeur. Dit begin gewoonlik dat iemand wat 'n vyand is, wat iets doen of iets sê teenoor 'n persoon. Dit gebeur wanneer die baas iets sê, die persoon is die slagoffer van wat die baas gesê het, en hoe durf hy? Dis baie sleg. En omdat ek 'n slagoffer is, gaan loop ek na al my vriende toe, en ek gaan vertel vir hulle, hoe sleg is ek benadeel. Dit gebeur in vriendekringe, dat een persoon sê iets, die persoon wat dit hoor sê, hoe durf hy? En nou gaan loop ek na al my vriende toe, en ek gaan vertel hulle, van wat het die vyand gesê. Wat het daai persoon gesê? En hoor mooi vriende, jy wat luister, hoor mooi, die blote feit is, ek kan nie vanoggend sê, is die vyand reg of verkeerd nie. Maar ek weet een ding, almal kry vir Rooikappie jammer. Almal kry die 3 varkies jammer. Daai slegte ou skurk van 'n wolf. Hoe durf hy? En ek en jy moet besef, dat daar word baie vinnig verdeeldheid gebring. Want daar is mense wat by jou kom sit, en hy vertel vir jou, sy diepste hartse pyne. Jesus, ek was so ingedoen gewees. En jou hart breek, en jou hart bloei. Maar hoor mooi, wat hulle eintlik besig is om te doen, is hulle is besig om verdeeldheid te bring. Nou hoor, ek sê nie dat almal altyd dieselfde moet dink nie. Mense mag verskil. Mense mag konflik beleef. Wanneer iemand konflik beleef met die ander persoon, dis okay, is nie altyd sleg nie. Dis great, maar die persone moet met mekaar gesels en dan moet hulle konflik uitsorteer. Wanneer hierdie 'n probleem raak, is wanneer hulle inhak by vriende om deel te word van hierdie proses. Daai is verdeeldheid. En God haat verdeeldheid. En so as ek en jy wil weet, hoe lyk dit wanneer mense hierdie begin doen? Nommer 1, hulle praat oor ander. Mense gaan praat nooit met die vyand nie. Die slagoffer gaan praat nooit met die baas nie. Ek gaan praat nooit met die een wat my seer gemaak het nie. Ek gaan praat altyd met die mense om ons. Onthou, hier is die groot ding. Kinderstories is lekker. Dis sappig. Ons hou van skinder. Skinder is lekker. Totdat iemand van jou skinder. Dan is dit nie meer lekker nie. Hoe durf hy? Nou is ek die slagoffer. Nee? Wie van julle was al in 'n skinder, moenie jou hand opsteek nie, in 'n skinder triangle, né? Daai hierdie ou kom skinder oor persoon B, en dan kom skinder persoon B oor persoon A, en jy sit in die middel, en jy traai net hulle navigate, en ag, is so baie, ja, nee, hy is so erg, nee, hy is nie so erg, ja, nee, hy is nie so erg nie, dis terrible, nee, skinderstories is terrible, daar's verdeeldheid wat begin plaasvind. En die mense wat verdeeldheid bring, praat nooit met die persoon, hulle praat altyd met die ander mense. Jesus, ek het jou advies nodig. Ek weet nie hoe hierdie te... Ek kan nie glo hy het dit gesê. Dink jy ek interpreteer hierdie verkeerd?
Hulle kom altyd soos 'n slagoffer. En ek sê vir jou, sien hierdie ding raak vir wat hy is. Hulle bring verdeeldheid. Die tweede ding is jy word gewoonlik teleurgesteld of kwaad vir die vyand. Daai persoon het niks eers aan jou gedoen nie. Nou is jy ook skielik kwaad vir daai persoon. Ja, dis terrible. Hoe het hy dit vir jou gesê? Ek sou dit nooit vir jou sê nie. Nee? Skielik begin jy kwaad word vir mense en hulle het nooit iets aan jou gedoen nie. Man, ek gaan sommer net nooit weer terug na daai ou se winkel toe nie, want hy is terrible. En ek gaan sê vir almal, die krimineel, hy's 'n skurk. Nee? Skielik word jy ingetrek. Vriende, ek praat met jou. Sien hierdie goed raak, want dis verdeeldheid. Dis verdeeldheid en God haat verdeeldheid. Die volgende ding is hulle het geen agting vir mense wat bo hulle aangestel is nie. Julle, die Bybel is so duidelik oor autoriteit en dat autoriteit daar is op grond van die feit dat die Here hulle aangestel het, of jy hou van hulle of nie. En jy beleef dit en onthou, ek was daar, ek het ook gewerk vir 'n baas. Ek weet hoe terrible kan hulle wees en ek weet hoe lekker is dit om vir al die ander mense te gaan vertel hoe terrible hulle is. Maar die blote feit is net, daai wolf is nie altyd 'n wolf nie. Partykeer vereis hy net verantwoordbaarheid van mense. En hulle word slagoffers. Die blote feit is, hulle is lekker en hulle is gretig om verdeeldheid te saai. En gewoonlik dink hulle weet beter. En hier is die groot ding, is nou kom die Bybel, nou kom Paulus en hy skryf oor mense wat verdeeldheid bring. En hy sê vir hulle, hy sê ek doen 'n beroep op julle broers om mense in die oog te hou wat verdeeldheid en struikelblokke veroorsaak. So die eerste ding wat hy sê is merk hierdie mense op. Daar gaan mense wees wat na jou toe kom en met jou kom praat en sy hart kom deel oor hoe terrible was hierdie persoon. En jy gaan voel, ek raak ook sommer ontsteld oor hierdie situasie. En ek dink hulle weet tog beter. Hy sê merk hierdie op. Merk op. En dan maak hy 'n baie sterk stelling in die einde van vers 17. Bly weg van hulle af. Nou dis baie moeilik om weg te bly van hulle af. As die persoon wat verdeeldheid bring in jou huis is. Hoor mooi. As dit jou vrou is, of jou man is, of jou kinders is, of jou ouers is, as dit hulle is wat die verdeeldheid bring, kan jy nie nou skielik wegbly nie. Jy kan nie nou sê, o nee, ek trek uit totdat jy nou jou hart uitsorteer nie. Jy moet die Here bonatuurlik vra, hoe navigate ek hierdie goeters? Die mense wat by jou kom afpak, is gewoonlik die mense naby aan jou. Dis mense wat vriende is. Dis hierdie boesemvriende wat regtig waar net wil, ek het net iemand nodig wat luister. En hulle bring verdeeldheid. Dis mense wat onder jou is, en jy voel, maar ek wil hierdie persoon mentor, ek wil hierdie persoon 'n pad stap, ek wil saam met hierdie persoon guide deur hierdie proses, en hulle bring verdeeldheid. Of selfs is dit partykeer die mentor, die ou wat bo jou is, die ou na wie jy opkyk wat verdeeldheid bring. En ek sê vir jou, hy sê vir ons, hou hierdie mense in oog, en bly weg van hulle af. Ortodoksie, meer ek die woord lees, ortopraksie, meer het ek hierdie woord begin uitleef. As ek en jy begin besef dat God haat verdeeldheid, gaan jy begin anders te reageer oor skinder. Jy gaan begin anders te reageer wanneer mense na jou toe kom en verdeeldheid probeer bring. Jy gaan begin anders te optree wanneer ons die woord begin deel maak van ons lewens. En so die eerste gedeelte wat hy vir ons hanteer in Romeine 16, wat ek en jy baie ernstig moet opneem, is nommer 1, verdeeldheid. En hy lees verder en hy sê, want hierdie soort mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie maag. Dit beteken hulle doen dit om self goed te voel. Met streelende woorde en vleitaal mislei hulle die harte van naïewe mense.
Moenie naïef wees nie, vriende. Moenie naïef wees nie. En dan kom hy nou gee hy 'n bemoediging aan hulle as die Romeinse kerk. En hy sê julle gehoorsaamheid is aan almal bekend. Daarom is ek bly oor julle en ek wil hê julle moet wys wees ten opsigte van die goeie. Doen die goeie goeders, doen dit wat reg is, wees wys daarin en bly onskuldig ten opsigte van die kwaad. En so die eerste ding gaan oor hierdie verdeeldheid, dis waar dit gaan. Dan die tweede ding wat hy vir ons hanteer, dit sien ons in vers 20. En hier gaan hy praat oor 'n geestelike oorlog. Hy sê vir ons, Romeine 16 vers 20, hy sê die God van vrede sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus bly met julle. Die God van vrede sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Nou, kom ons hanteer net gou vinnig iets. Het is belangrik om te verstaan dat Satan 'n realiteit is. Het is belangrik om te weet dat Satan reël is en die demone is reël. En die doel en die funksie van Satan en die demone is om te vernietig, is om te verlei, is om mense se lewens uitmekaar uit te skeer. En as jy 'n ware gelowige is, 'n Christen, 'n volgeling van Jesus, nie net ek hoor Jesus somewhere nou en dan nie, dis ek leef volgens Jesus, dan sê ek vir jou, Satan het nie ooghare vir jou nie. Hy like jou niks. Die res van die ouens wat nie die Here dien nie, dis sy chommies. Hulle is deel van sy koninkryk, sê die Bybel. Het is belangrik om te weet dat Satan 'n absolute realiteit is. En die van julle wat my ken, weet ek praat nie vreeslik baie hieroor nie. Ek soek nie 'n duiwel agter elke bos nie. Ek is nie 'n ou wat in 8 jaar elke nou en dan as iets gebeur die duiwel die saak stel en sê dis hy gewees nie. Ek is 'n groot voorstander van vat verantwoordelikheid van jou lewe. Maar die groot ding wat ek en jy wel moet besef is Satan is 'n realiteit. Dis wat hy doen. Hy bring verwoesting. En so my persoonlike opinie en wat die woord vir my sê, is en nou moet ons 'n skeiding bring. Ware Christene, volgeling van Jesus, my hart vir Jesus gegee en ek leef my lewe om Jesus te volg. Ware Christene kan nie demoon besete wees nie. Wat ek sê, dit beteken as jy nou dink in die Bybel, dan praat ons nou hierso van dat daar is ouens gewees, soos die besetene van Gadara, is die ou wat by die grafte was, en toe Jesus na hom toe gekom het en gesê het, wat is jou naam? Toe sê hy, legioen, want ons is baie, oor die 5000 demone binne in daai ou. Dis 'n demoonbesetene. Ware Christene kan nie demoonbesetenes wees nie. Demoonbesetene beteken dat Satan vat oor en hy beheer jou lewe. Kan nie dit wees nie. As 'n ware Christen kan jy nie demoonbeseten wees nie. En ek baseer hierdie op 1 Johannes 4 vers 4. 1 Johannes 4 vers 4 sê hy, julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het reeds oorwin omdat die Gees wat in julle woon magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Dat die Heilige Gees wat in jou woon is groter as hy wat in die wêreld is. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan en kyk, hulle het nuut geword. Hoor mooi, jy behoort aan Christus, jy kan nie meer aan Satan behoort nie. Jou eienaarskap kan nie behoort aan Satan nie. So, as ons sê daar is 'n geestelike oorlog, dan sê ek, ware Christene kan nie demoonbesetene wees nie. Maar ware Christene kan getuister word deur demone. Nou wat bedoel ek deur ware Christene kan getuister word deur demone? Onthou nou, ons dink onsself deur wat beleef ons? Ons sien gewoonlik dit is wanneer Christene seer gekry het. Dis wanneer Christene swak is in sekere areas en dit is wanneer Christene toelaat dat Satan in sekere areas houvas plek kry in my lewe. So met ander woorde, daar is plekke waar ons getuister word
nie besete is nie. 1 Petrus 5 praat van Satan is 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan vernietig. Nou ek kan onthou as 'n jong laaitie toe ek net klaar geswat het. Toe het ek so 'n arrogante kommentaar gemaak, man, die duiwel is nie 'n leeu nie, hy's 'n muis met 'n mic. Maar die blote feit is nie, hy's 'n brullende leeu en hy kyk en hy soek wie kan hy vernietig. Hy's 'n brullende leeu wat wil vernietig. Johannes 10 sê vir ons hy is 'n dief, hy is soos die dief wat kom om te steel, te slag en te verwoes. Johannes 8 kom en hy sê hy is die vader van leuns. 2 Korintiërs 11 sê hy vermom homself soos 'n engel van die lig. Hy kom voor asof dit goed is. Dit kom voor asof dit lekker is, asof jy baat gaan vind by dit wat hy vir jou gee. Openbaring 12 sê dat hy is 'n misleier en hy is die aanklaer van gelowiges. En in Matteus 4 dan sien jy hy is die ene wat vir Jesus kom versoek het in Jesus se swakheid. So met ander woorde, wat ons sien en wat ons beleef, is dat ons word getuister deur demone. En hierdie is baie meer algemeen as wat ons dink. Nou, ek moet net wel sê, ek dink as ons kyk na verse om te kan sien waar vind hierdie goeters plaas, dan sien ons byvoorbeeld Hebreërs 3 vers 8 en nou kom die Bybel en hy sê vir ons, moet nie julle harte verhard soos Israel gedoen het toe hulle gerebelleer het nie. Daar is iets wat gebeur dat wanneer jou hart hard word en jy begin rebels optree. Ek wil, ek sal, my way, dit is wat rebellie doen, is die ek wat groter word en die God wat kleiner word. Daai verharding van hart maak spasie vir Satan en sy demone om te tuister. Hebreërs 3 vers 12 tot 13. Broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie. Maar spoor mekaar elke dag aan, solank as wat daar nog vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Hy kom hier so en praat hy oor 'n hart vol ongeloof en dat ons verlei word deur sonde. So as ek en jy wil weet, wanneer maak ons spasie vir Satan, is dit die harde hart wat rebels word. Dis die feit dat ek heeltyd sê, Here, maar ek sal, of vir mense sê, ek wil dit doen. En dis wat ouens kom wat verdeling bring. Dit is die ek is die slagoffer. En kyk wat verdien ek. Ek verdien mos nie hierdie goeders nie. Ek. Dis rebellie wat uitkom. Ongeloof wat vasmaak, 'n liefde vir sonde wat my intrek en my hart verhard, dat ek naderhand begin agterkom dat ek het geen begeerte om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Ek het geen behoefte om my Bybel oop te maak nie, ek het geen behoefte om my gebed te doen nie, ek het geen behoefte om kerk toe te gaan nie, ek doen dit wanneer dit vir my pas. Daai is 'n verharding van hart en hy sê moenie toelaat dat hierdie goeters plaasvind nie. In Efesiërs 4 dan kom Paulus en dan skryf hy vir ons hierso, hy sê daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan in julle woede nie. Moenie die duiwel 'n plek gee nie. Die Afrikaans Nuwe Lewende Vertaling sê, moenie Satan 'n hou vas gee in jou lewe nie. So daar is sekere goeders wat ons doen, as ons konstant kan lieg en as ons konstant op 'n plek kom wat ons sondig doen in ons kwaad. Dan gaan hy aan en sê die ene wat nog steel, moenie meer steel nie. Vers 29, 'n enkele afbreekende woord moet daar nie uit julle mond uitkom nie. Hy sê en bedroef nie die Heilige Gees nie. Vers 31, laat voor alle bitterheid en woede en gramskap en 'n geskreeu en 'n gelaster saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar en met innige meelewing terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. Daar is 'n leefstyl van Jesus volg wat maak dat ons sag bly en dat ons afhanklik bly en dat ons nederig bly. Maar daar is 'n leefstyl van sonde, daar is 'n leefstyl van ek is okay om te doen wat ek doen. Ek is okay om vir mense te sê, ja, toe die Here geduld uitgegee het, was ek nie in die tou nie.
Ek is okay daarmee om 'n kort e-mail te hê. Ek is okay daarmee met pornografie. Ek is okay daarmee om te kan doen wat ek lus het. Ek is okay daarmee. Daai is 'n groot gevaar in ons lewens. En so alhoewel ek glo dat ware Christene nie demoonbesete kan wees nie, glo ek op grond van seer en op swakheid, partykeer sondige leefstyl, laat ons toe of gee die duiwel, kry hy 'n houvas plek om ons as Christene te tuister. Maar daar is goeie nuus. In die teenwoordigheid van God is daar vryheid. En partykeer het ons nodig om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Partykeer het ons nodig om saam met ander gelowiges te wees. By die kerk het ons mense wat opgelei is om saam met jou deur hierdie goeters te gaan, om jou vry te maak van hierdie tuister. Om jou te kan losmaak van hierdie. En dis nie dat ons nou na iemand kyk en sê, "Oh, jou demoonbesetene nie." Dis nie wat ons doen nie. Nee, hierdie ding is baie meer algemeen as wat ons dink. Ons word getuister, ons word mislei, ons word aangekla, ons word voorgelieg. En jy voel dit asof jy konstant kwaad is en jy kry redes om kwaad te wees, al is dit nie 'n realiteit nie. Jy kry die begeerte of jy word vreesagtig of jy word angsbevange oor situasies wat nie gebeur nie. Hierdie is tuistering wat kom deur Satan en sy doel is om te steel, te slag en te verwoes, want hy is 'n brullende leeu en hy kyk hoe kan hy vernietig. En ons vind vreugde. Ons vind soveel vreugde in iemand wat verlos word. Ons vind vreugde daarin. As iemand op 'n plek kom en ek sê ek is vry en ek word nie meer getuister nie. Mag ons vreugde vind daarin. Want die Here wat ons ken, het ons vryheid gegee. En so dis die tweede fokus. Die eerste ene gaan oor verdeeldheid. God soek nie, hy haat verdeeldheid. Die tweede ene wat hy vir ons gaan hanteer in Romeine 16 is dat ek en jy op 'n plek moet wees wat ons besef dat daar is 'n geestelike oorlog. En dan nommer 3, hy eindig vir ons dit af heel aan die einde, Romeine 16 vers 25. Hy sê en aan hom wat magtig is om julle te versterk, volgens die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en volgens die openbaring van die misterie wat vir eeue lank geswyg was, maar wat nou in die opdrag van die ewige God deur die geskrifte van hy profete onthul en aan hulle nasies bekend gemaak is om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Klink baie weird, ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Vers 27 en aan hom die enigste en alwyse God kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig en amen. So hier kom hy begin eers en hy sê deur aan hom wat magtig is om julle te versterk deur die evangelie wat ek vir julle geleer het. Die evangelie wat het hy vir ons geleer? Van Romeine 1 af, regdeur leer hy vir ons nommer 1, dat jy is 'n sondaar en sonder God kry jy die ewige dood. Maar dan kom Jesus. En Jesus doen iets amazing. Hy vat ons sondes en hy sit dit op sy skouers en hy sterf as 'n sondaar, sodat hy sy titel van geregtigheid, van iemand wat reg lewe, op die een kan plaas wat sê, Here, ek kies U. Ek kies U. En so wat gebeur is iemand wat sy geloof in Jesus plaas, word kind van God. Ek is nou regverdig, nie omdat ek nice is nie omdat ek kerk toe gaan nie omdat ek my Bybel lees nie, ek is regverdig omdat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir my. Dis wat my regverdig maak en is net my geloof in Jesus wat dit doen. En nou leef ek 'n lewe in gehoorsaamheid om Jesus te volg met alles wat in my is. En dis wat Romeine gesê het, en daarom, Romeine 8, is daar geen veroordeling vir die een wat in Christus is nie. Jy is nou aangeneem as deel van die familie van God, en niks op hierdie hele aarde kan my skei van die liefde van God af nie. Dis die evangelie, en nou sê hy vir ons, hy sê die einste God, is die een wat die evangelie versterk in jou hart.
ortodoksie, ortopraksie. Hoe meer ek hierdie goeters lees, hoe meer ek tyd spandeer in die woord, hoe meer begin ek hierdie goeters glo en hoe meer laat dit toe dat hierdie goeters begin uit my lewe uitleef. Dis wat hy sê, is hierdie God, wat hierdie evangelie, wat ek aan julle verkondig het. God gaan hierdie bewerk in jou lewe. En hy sal dit vasmaak en ek bid dat die Heilige Gees al hoe meer hierdie sal vasmaak in ons harte, sodat ons dit kan uitleef. Hy sê hierdie evangelie was vir baie lank toegesluit gewees. Vir baie lank het die Jode gedink het is net hulle. En toe kom die Here en hy sluit hierdie ding oop. En hierdie misterie waarvan hy praat, is tweevoudig. Nommer 1, dat Christus in my is. En nommer 2, dat hierdie beskikbaar is vir elkeen wat glo. Nie net vir die Jood nie, maar ook vir die nie-Jood. Dis die evangelie, die goeie nuus. En hy sê, God gaan hierdie bewerk in jou hart. En dis wat hy vir ons sê in vers 25 en 26, en vers 27 eindig hy af. Aan hom, die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid deur Christus Jesus vir ewig. Amen.